Baasraak. Jy kan enige uitdaging of bekommernis in jou lewe baasraak. Baasraak. Jy luister na Coach Freek Vermaak op Baasraak Webradio. Manne, dankie. Ek wil gou vir julle my beginsteling Psalm lees, Psalm 40, Psalm van Dawid. Hy sê, ek het die Here lank verwag en hy het hom na my toe neergebuig en my hulpgeroep gehoor. Luister mooi wat hy sê, ek het die Here lank verwag en hy het hom na my toe neergebuig. Hy praat hier van God almagtig, skepper van hemel en aarde, wie die leerskare uitroep, heilig, heilig, heilig is die Here onze God. Dawid sê, hy het die Here lank verwag en die Here het sy hulpgeroep gehoor en God het sy rug gebuig en hom, hoor bietjie waar uitgehaal. En hy het my uit 'n kuil van vernietiging uit die modderige sluik opgetrek en my voete op 'n rots gestel. Hy het my gange vasgemaak en hy het 'n nuwe lied in my mond gegee, 'n lofsang tot eer van ons God. Baie sal dit sien en vrees en op die Here vertrou. Welgeluksalig is die man wat sy vertroue in die Here stel en hom nie wend tot hoogmoediges en leendienaars nie. So ek wil gou met julle praat bietjie oor die God van die underdog. En bly net bietjie by my as jy nou dink, wat praat hierdie man nou vanmôre? Wat se God is hierdie God van die underdog? Dawid is 'n groot voorbeeld hiervan dat God 'n God van die underdog is. En as ons na Dawid se lewe kyk, ek meen, toe Dawid teen Goliat opgedraf het, was die odds baie hoog teen hom, soos hulle in sportterme nou praat. En ek is baie lief vir 'n storie met 'n mooi einde. Ek haat 'n storie met 'n sad ending. En ek onthou daai film The Champ, ek weet nie wie van julle kan hom onthou nie, van hierdie pa en sy laaitie TJ, so blondekop laaitie, en sy pa was 'n bokser gewees, en op 'n stadium het sy vrou die voete gevat, sy het gaan aan 'n plek, of sy gedink die gras is groen aan die ander kant, en sy is weg by hulle, en sy het vir Billy en sy seun TJ gelos, en Billy was oor sy beste jare, hy was 'n has-been, hy kon nie meer boks nie, en hy begin baie drink en dobbel. En op 'n stadium toe kom die ma terug en sy soek vir TJ of sy wil hom ook sien in haar lewe of hom in haar lewe hê. Inteendeel wil sy hom gevat het, as ek het reg onthou, is 'n baie ou film. Ek dink hy het in die laat 70s, as ek reg is, 1979 uitgekom. En Billy besluit te hoor, dis nie net van vat nie, ek gaan fight vir wat ek in my lewe wil hê. En hy het weer rede om te lewe, hy het 'n rede om weer te fight, en ek wil sommer wegspring om te sê, dis tyd dat jy in die geveg, in die kruit klim, in hierdie geveg, hierdie goeie geveg van geloof begin beklei, want niks in die lewe kom verniet nie. Die enigste ding wat daar verniet vir my en jou is die ewige lewe wat 'n gratis geskenk is, en dit het ook 'n prys gekos, dit het die Here sy lewe gekos, hy het met die woord sy het ons dier gekoop met sy bloed. So hier's 'n voorbeeld van iemand in sy lewe wat besluit het, alright, ek sal beklei tot die dood toe vir my kind. En dis daai tipe film stories wat ek haat, wat so sad ending het, want nadat Billy in die laaste fight sy die geveg wen en wie die kampioen is, sterf hy in die kleedkamer. Ek sou nou die film gestop het in die kruit, waar hy sy laaitie vir TJ omhels en almal is bly en vier fees. Maar nie die man wat die film gemaak het, nee, hy besluit, hy vat ons kleedkamer toe, en in die kleedkamer, daar sterf Billy, die pa, in hierdie laaitie se arms, en ek dink ek het harder gehuil as daai laaitie oor sy pa. Ek haat sulke sad endings, gee my eerder daai famous last words, and they live happily ever after. En stories wat my tone laat krul van lekker kry, is underdog stories. 'n Underdog, nou ek het nou gisterand weer gaan kyk, jare terug toe ek gaan kyk op waar kom hierdie woord vandaan? Ekskuus tog, dis 'n woord wat baie gebruik word in sport en politiek. En ek wil weet, want die underdog sê hulle is die een wat almal verwag gaan nie wen nie. Die een wat almal verwag dit nie gaan maak nie. En dan het jy jou gunsteling, jou favourite, die top dog. Dis die een wat almal nou sê het geen kans om te verloor nie. Hy gaan nou ander ene uithaal, soos in, kom ons praat nou man, Rappie, daar's geen manier dat die Japan die bokke kan wen in 2015 in daai wedstryd nie. Niemand het gedink dat Sushi vir boerewors kon wen nie. Maar Sushi het vir boerewors gewen, en dit is in die geskiedenisboeke, en hulle het almal, my mond veral, ek weet van 'n vriend van my, sy een dogtertjie,
het na die wedstryd, toe hy die aand gaan kyk of sy okay is in die kamer, toe het sy haar springbok-truitjie in die toilet gegooi. So dit was 'n groot skok vir almal, toe hierdie Japaneese die bokke gestamp het. En hulle teen alle verwagtinge, het hulle, soos hulle nou sê in Engels, 'n upset veroorsaak. Dit was 'n skok. Die grootste rugby-kenners het gesê, as geen manier dat die bokke daai game kon verloor nie. En hierdie boekie, woordjie underdog, en ek sien nou gisterand, hulle stry nou oor waar die woord vandaan kom, hoe dit ontwikkel, hierdie term, dit wat hulle verwys na die een wat almal verwag het nie gemaak nie, dit wat nie geen kans het op 'n wen nie. Waar kom hierdie term vandaan? Nou, daar's drie goed wat hulle sê. Die eerste een sê hulle, dit was in die laat 19de eeu, het hulle honde laat beklei, soos die pitbulls. En dan die een wat gewen het, hy was die top dog, en die een wat verloor het, was die underdog. Die ander een wat hulle sê, was 2 honde het teen 'n beer beklei. En die groot een hond is getrein, hy gaan vir die beer se keel, vir die bokant, en die ander een, die underdog, gaan vir sy voete, sy bene. En hy is gewoonlik die een wat sê hulle wat dood gegaan het, die underdog. En dan is daar een, wat hulle sê, hoe die woord ontstaan het, wat ek vir jare geglo het, want dis die eerste keer toe ek gaan soek het vir waar kom hierdie woord vandaan, die rede wat ek gekry het, of die verduideliking wat daar was. En hulle sê hierdie, toe hulle skepe gebou het, was daar 'n put. En onthou nou die psalm wat ek vir jou gelees het van Dawid, wat sê hy was in 'n put van vernietiging. Hy was in hierdie put van vernietiging, waar God hom sy rug gebuig het, God almagtig sy rug gebuig het, om hom daar op daai morsige put uit te tel. En ek glo, en baie van ons beland het so put in ons lewe, as gevolg van keuses wat ons maak. En hulle sê, hierdie skepe wat hulle gebou het hulle 'n put gehad, en dan het hulle die hout boor hierdie put gegooi, en daar was sulke dalk, wat hierdie put, hierdie houtbalke, of hierdie boomstompe, vasgehou het, sulke dalks. En dan het die top dalk, die senior, die Madota, soos hulle nou sal sê in die tronk, het bo gaan staan, en onder het die appie ingegaan. En soos hulle die hout gesaag het om die skepe te bou, het hierdie saagselse nonsens op baie arme youngster, hy appie daaronder geval. En dis waar hulle sê die woord underdog vandaan kom, want hy was ander hierdie dogs, waar op hierdie boomstompe gelê het. Iemand wat op neerkyk, iemand wat hulle sê, jy hoor daar, dis jou destiny, dis waartoe jou pad, dis jou eindbestemming, dis waar jy het 'n keuse, of jy gaan daar bly, of jy gaan daar uitkom. Nou, in daai jare, toe ek nou, dis nou 'n hele paar jaar terug, en na vanoggend sal jy ook beter verstaan, hoekom mense my coach noem, hoekom oor die jare soveel manne veral my coach noem, want in die lewe het ek gesien, daar's nie net in sport en in politiek, hierdie term van manne wat spanne en politieke mense, en as jy nou kyk na die onlangse verkiesing in Amerika, het bitter min mense gesê, binnen gaan wen, en hy het teen alle verwagtinge gewen. So ek is nou nie groot in die politiek in nie, maar eers die voorbeeld wat hulle vir my gegee het, daai jare, toe ek gaan kyk, waar kom hierdie woord vandaan, was sê hulle, die heel eerste voorbeeld waarna hulle verwys was, toe Dawid vir Goliat vat. Nou onthou, Dawid was 'n jong laaitie, hy was in die oë van sy broers, en almal om en selfs die koning, het hulle soveel beperkings op hom gesit, sy eie ouers het nie geglo hy's 'n koning, kan 'n koning wees nie, hulle het gedink hy's net goed genoeg om skapies op te pas. Maar in die geheim het Dawid oorwinnings gehad, oor leeu's en beere in sy lewe, saam met God, nie saam met iemand anders nie. So, Dawid was in 'n kleedkamer op sy eie saam met God, waar God hom opgelei het, getrein het, waar God Dawid se persoonlike coach was, sy afrigter was, sy mentor was, waar Dawid geleer het, hy kan God met sy lewe vertrou. Hy het dit nou net gesê, ons het dit gelees, welgeluksalig is die man wat op die Here vertrou. So Dawid het in die geheim saam met God oorwinnings gehad, soos ek sê, oor beere. En as ek aan 'n beer dink, dan dink ek aan 'n baie aggro dier, 'n aggressiewe dier, 'n dier wat geweldige vrees saai waar hy beweeg. En jy kan nie vir Goliat gaan beklei in jou lewe as jy vir hom bang is nie. Jy kan nie 'n reus gaan beklei as jy klaar vir hom. Jy kan nie in 'n fight, jy kan nie op 'n veld draf en bang wees vir 'n span.
dan het jy klaar verloor. Ek meen, as Dawid teen Goliat opgedraf het, en hy was bang vir hom, was hy hysterie, in 'n ander way. Maar Dawid het geweet wie hy in God is. Hy het geweet wie God is. Hy het 'n verhouding met God gehad. En soos ek sê, God het hom in die geheim afgerig. God het hom gecoach, God het hom gebou, God het hom reggemaak vir die oomblik. Hy het hom voorberei, hy was goed getrein om teen Goliat op te draf op die veld. Maar soos ek sê, hy moes daai vrees in sy lewe oorkom. Hy het 'n paar leeu's en berekoppe, was nou nie kudu's en springbokke en vlakvarke en dinge in hulle huis op teen die mure op nie. Daar was 'n paar leeu's en bere se koppe op. En hy kon vir jou sê, daai leeu het ek het hom in sy baard gegryp. Jong mannetjie, maar hierdie man sal vir my en jou sê vanmôre, luister Boeta, jy moet in die geheim in die kleedkamer kom saam met God, in jou binnekamer, jy moet daai deur agter jou toemaak, en jy moet op jou knieë kom, dat God vir jou kan oorwinning gee oor jou meer, dat jou aggressie, jou aggroness, dat God vir jou, as ek dink aan 'n leeu, dink ek aan 'n baie trotse dier, 'n dier wat daarop uit is om te verskeer. As ek onthou daai Lion King movie, waar hy in Mufasa teen hy klip opgestap het daar, en hy trots wat in hy dier is. Hy word nie net verniet gesien as die koning in the jungle, the lion, daai liedjie, onthou ons die koning van die koninkryk, die leeu nie. Maar ook geweldige vrees. Ek het al gesien op hierdie National Geographic, as daai perd brul, dan raak, ek het al gesien, het lyk of 'n bok wil uitpaas. So, jy kan nie vir Goliat gaan beklei met hoogmoed en met trots nie. En dan as ek nog 'n ding dink van 'n leeu, dan is dit 'n leeu, is soos ek sê, ook 'n baie 'n dier wat vrees inboesem, hy's aggressief. So as jy dink jy gaan die reëse in jou lewe begin beklei met vrees en met hoogmoed, en jy dink, ja, my pa was so, ek is so, ek sal nie aan my meer werk nie, moenie op my tone trap nie, as hierdie top in my kop, dan sien ek swart en dan sit nag vir jou. As jy dink jy gaan Goliat die reëse in jou lewe, en ons face 'n paar groot giants nou. Dit is nou amazing dat ek nou gister toe Jannie vir my vra of ek vanoggend sal bedien, en wat is die tema, en ek stuur sommer dadelik vir hom terug, die God van die underdog, en gisterand kom my jongste seentjie na my toe en sê, papa, kan ek en Katie, my dogtertjie, kan ons nie net gou 'n scene kyk in die movie Facing the Giants nie? En toe weet ek het bevestiging, ek moet hierdie woord vanoggend met jou deel, wat nou na my kyk op Zoom, of luister, of op Basraak Radio, jy is ingeskakel, en ek weet ek het vir jou 'n woord vanmôre, want wat is die odds teen jou vandag? Wat is die odds dat jy dit gaan maak? Soos ek gesê het, in die lewe het ek geleer, oor die 19 jaar deur God se genade, wat ek die voorreg gehad het om baie underdogs, veral in die tronke, te bedien en te coach, en vir hulle te sê, luister, jy is beter as wat mense van jou sê. Kyk na Dawid, sy ouers het nie eens gedink hy's 'n koning nie. Sy broers het vir hom gelag en gesê, wat kom maak jy hier? Maar hy hoor as 'n prys, daar's iets wat jy gaan kry, as jy hierdie onbesnede Filistyn uithaal. Hy spot met God se leerskare. Dawid het opgedraf en geweet, daar's geen manier dat ek hierdie fight kan verloor nie. Hierdie ou Goliat kan die top of the range fighter wees wat daar is. Daar's geen manier dat ek hierdie fight vandag kan verloor nie. En weet jy, gewoonlik mense wat wegkruip en wat nie 'n verskil wil maak nie, en wat, as jy nou sê, maar kom ons face hierdie giant, kom ons gaan en ek gaan hierdie giant uithaal, ek gaan hierdie reus as 'n kop afkap, ek gaan hierdie bedreiging, hierdie wat ons so staan en bespot, Boetas, in ons lewe nou in daai tyd, jy luister, jy kyk, jy word bespot, waar is jou God? Kyk hoe gaan dit, man, kyk hoeveel mense gaan dood. Gister kry ek weer boodskap van 'n Boeta van jare, wat ek ook jare ken, wat sê, sy beste vriend is oorlede aan COVID, en elke dag, ek wil nie eens meer op Facebook gaan nie, ek dink ek is al hier by seker 9-10 mense wat ek persoonlik geken het, wat oor die laaste sê amper 2 maande oorlede is. As dit nie is aan COVID nie, is dit aan hartaanvalle, want die manne se harte kan nie meer hierdie druk hanteer nie. Die stres en jy gaan dit nie maak nie, jy gaan nie, jou huwelik is daarmee heen, die pressure is heavy op jou, jy gaan nie, jou besigheid gaan dit nie maak, jy gaan vou, en jy weet, die grootste vrees vir my en jou as 'n man, is om te fail, is om te misluk in die lewe. So, Dawid is 'n absolute voorbeeld, en dis hoe hulle daai tyd vir my, dit was nog answers.com, wat vir my gesê het waar hierdie term vandaan kom.
en hoe die woord ontstaan het. En ek glo dis dit is iemand wat in 'n put was. Iemand wat down and out was, wat almal gesê het, dis jou eindbestemming. Jy's gebore om 'n verloorder te wees, 'n loser te wees. En die woord sê, jy's die kop en nie die stert nie. Jy gaan boontoe nie ondertoe nie. So, ek het baie underdog stories om met julle te deel van oor die 19 jaar om bevoorreg te wees, om die coach. Dis my passie in die lewe. Dis waarvoor God my geroep het en my gesalf het, is om underdogs in die lewe te coach. En wie's nou beter underdogs as die manne en vroue in die tronke? Om na hulle te kom en te sê, luister, jy is nie gebore om hier te wees nie. Jy is nie gebore om in die tronk vir die res van jou lewe te sit nie. En dis my motto in die lewe, en dis waarvoor wat ek glo in is, dit maak nie saak hoe jy begin nie, wat saak maak is hoe gaan jy eindig. Prediker 7 vers 8 sê, die einde van 'n saak is beter as sy begin. So, dit is absoluut dit wat ek vanmôre vir jou wil kom sê. Boeta, dit maak nie saak hoe jy begin nie, wat saak maak is hoe gaan jy eindig. 'n Paar jaar terug sit ek by 'n manneding aan Pretoria, ons het nog daar gewoon, en Albert Ferreira bedien die aand daar, en hy vra hierdie vraag, hy sê, wat gaan jou vrou en kinders eendag op jou grafsteen sit? Sjoe, het my uitgebou daai aand. En ek het besef, Here, dit is seker die plek waar hulle die meeste leuns vertel, is die begrafplaas. Behalwe dat dit die plek is met die rykste plek op die aarde, is die begrafplaas, want daar lê soveel drome wat nooit uitgekom het, soveel entrepreneurs, soveel mense wat stories boeke moes skryf, films moes maak, musiek, wat ook al, noem het, besighede moes begin het, en hulle was te bang vir daai vrees om te misluk. Ek gaan dit nie kan doen nie, ek gaan nie hierdie ding, die odds is te hoog teen my, as jy moet op my geld sit, dan ek gaan dit nie maak, ek gaan misluk, en ek gaan almal om my misluk. So, toe hy daai vraag, wat gaan vrou en kinders eendag op jou grafsteen sit, as jy nie meer is nie? Toe besluit ek, en ek neem ek besluit, en ek sê, as daar een ding is wat ek wil hê, my kinders moet op my grafsteen sit eendag, is dat hierdie pa van ons het sy vrou lief gehad, tot die dood toe. Tot die dood hulle geskei het. Hy het sy vrou lief gehad, soos Christus sy kerk lief gehad het. Papa was committed teenoor ons ma. Dis die grootste geskenk, Boeta, wat jy vir jou kinders kan gee, is dat hulle kan sien, jy's lief vir hulle mamma. Dis oor en oor bewys. En nog 'n ding waarvoor God jou geskaap het, ons sê dit so maklik, ons haal dit aan, ons moet koning, priester, profeet van ons huise wees, maar die grootste rede kom God jou geskaap het ook, is om te heers, om baas te raak, om in beheer te wees, en ja, dit is so, ons face hierdie giants, daar is uitdagings, daar is hierdie goed wat sê, waar is jou God? Boetapire en die manne het dit oor die laaste paar weke getuig op die byeenkomste in die oggende, wat sê, luister, ons het gebid vir my vriend, ons het gebid, ons het die Here vertrou vir die geliefde, en die persoon is dood, en het my geloof gechallenge, hierdie vrees, hierdie vieslike virus, as ek het so, want ek het geen respek vir hierdie virus nie, hierdie COVID nie, want ek het het self gehad, en ek was amper dood, en soos ek sê, ek het 'n paar vriende, kennisse verloor oor die laaste paar weke. Hierdie ding staan, en hy spot met ons, hy sê, waar is julle kerk, waar is julle Christus, waar is julle God, man, weet jy wat, ek sien die kerk op hierdie stadium, in die oë van die wêreld, as 'n underdog, as hulle sê, julle gaan dit nie maak nie, man, kyk hoe sterf julle mense, julle bid en niks gebeur nie, dit beteken niks nie. Nou manne, soos ek sê, het vir jou baie underdog stories, wat ek met jou vanmôre kan deel, maar wat ek gou met jou, een van my gunsteling underdog stories was, toe ek in standaard 8 was, 'n Monument Hoërskool, 1986, dis nou graad 10, en dit was my droom van laerskool af, ek was op Kreeusopnoord Laerskool, ek was hoofseun daar, en ek het eerste span rappie gespeel, ek was nie regtig iemand van julle se mic is aan, asseblief sê hulle net zoom, mute, ek het die droom gehad op laerskool, ek wou nie Monument Hoërskool, Monas, bekende witbulle toe gaan, om hoofseun te word, of prefect nie. Inteendeel, ek wou net Monas toe gaan, ek wou na die wit trui speel. En toe word my droom waar in 1986, soos ek sê, as graad 10 leerling, standaard 8 seun. En ek was jong laaitie, ek dink ek was 16, en daar moet ek op die loskop sak, soos julle kan sien, het ek die scrummie gespeel, of fullback nie, ek was al voor. En manne, ons Monas is 'n skool met 'n ryk rappie tradisie, baie van julle sal hulle seker ken. En ons het absoluut oor die jare daai skool net veral in die
daai jaar 'n Transvaal finale gespeel, baie keer in direkteurs trofee finale om gewen. Ek onthou 1984 toe ek graadstand 6 was, het hulle hom gedeel met affies. So ons dis 'n ryk skool en die jaar voor ek eerste span speel in 85 speel hulle teen Bastion Hoërskool, 'n skool daar op in die Wesrand en daar verloor Monas. So almal sê toe die volgende jaar, hier is 'n oorgangsjaar, hy gaan 'n jong span wees, onervare span. Ek dink 2 of 3 ouens oorgebly van die vorige jaar wat eerste span gespeel het. So ons kom in as 'n klomp youngsters, ek dink ons was 3-4 standaard 8 ouetjies, die res was standaard 9 ouens. En ons kom in hierdie begin daai jaar en ons afrigter, ons coach is 'n man met die naam van Niels Borman. Ons het hom Boris genoem, hy was ons koshuisvader. Nou Boris was 'n briljante coach. En hy het die vermoë gehad om jou goed te laat sien wat jy self nie eens kon regtig dink is moontlik nie. Hy het die vermoë gehad om weer in jouself te begin glo en in jou spanmaat te glo. En ons het daai jaar begin en ons het teen skole verloor. Manne, ek wil nie eens veel hulle name noem. Dit was die grootste op daai stadium van my lewe embarrassment om te sê ek speel vir die Witbulle se eerste span. Maar ons het teen daai skool verloor. En daai jaar het hulle elke jaar aan die begin van die seisoen het hulle 'n rappiedag gehad in Florida. Florida Hoërskool. Want al die hoërskole daar gespeel, rappie, hockey, netbal, al die dinge is daar, al die sport. En gewoonlik speel Monument in die final op die hoofveld, op die aardveld. En die skare is gepak, want Monas en wie ook al gaan 'n groot game wees. Daai jaar 86 speel ons op die Seeveld. En jy weet, dis of hulle ons wegsteek en sê nee jong, daai ouens hulle noem ons toe ook nie die Witbulle nie, ons die groenbulle, ons is nat agter die ore. En soos ek sê, ons getrouste ondersteuners sê volgende jaar is julle jaar. Volgende jaar gaan dit beter gaan. Ons verstaan, julle is nog onervare, maar nie ons coach nie. Ons coach sê nee manne, ons gaan bietjie toer. Ons daai tyd so ek sê Monument is daar in Kreeusdorp. Ons gaan bietjie Stellenbosch toe en ons gaan daar ons gaan bietjie na die ou manne, die legends in rappie van WP Rappie, Karel Du Plessis, Michael Du Plessis, Hempies de Tooy, Sean Povey, Davie Snyman. Ons gaan daartoe gaan vir 'n week in Stellenbosch en hierdie manne gaan ons coach. Hulle gaan tyd met ons spandeer en hulle gaan in ons invest en hulle gaan ons help. Ek onthou op hy toer, ons kom maas van Stellenbosch, dis ook die jaar wat Halley se komeet hier oor was. Ons was in die Karoo op pad Stellenbosch toe Halley se komeet hier oor gegaan het. En so dit was 'n groot ding. En ons kom in Stellenbosch en ek onthou een van my helde, Hempies de Tooy, hy doen die dag die skram en hoe ons moet die stitte en die hakker. En hy soek toe iemand wat hy as 'n voorbeeld kan gebruik. Hoe moet jou rug wees, hoe moet jy bind, hoe moet jy sak, jou bene, jou knieë, jou posisie. En hy sien my toe en hy roep my toe om vorentoe te kom. En hier roep my, een van my rappie helde my. En ek staan met 8 laaitek, is 'n jong laaitie, graad 10. Nog nie geskeer nie man. En hy roep my en ek kom by hom en hy het plakkies aan. En ek dacht, jong, ek gaan nou my naam hier maak vandag. Ek gaan jou skram oom. Nee wat, oupa, ek gaan jou 'n les leer hier vandag. En toe hy ons sak, toe skram ek hom so bietjie uit sy plakkies uit. En daar lag al hy seuns. En my ou held was nie baie bly met my nie, maar ek het goed gevoel. Maar voor ek aangaan, voor ons op hierdie toer gegaan het, op hy Florida Rappiedag, help mekaar hoërskool. Hulle is daar in Johannesburg, helpies, hulle het seker breintreie, met seker geel kraak, sal dit nooit vergeet nie. Speel hulle in die hoofwedstryd daar op hy Florida Rappiedag. Ons werd weggesteek daar op die Seeveld. Hulle wil nog my oorlede pa daai dag gearresteer het, want hulle het gesê, hy lyk soos André Stander, hy bekende bankrower wat hier in Suid-Afrika was, maar prys die Here, het was nie my pa nie, want ons het nooit daai geld gesien nie, maar ek weet dit was nie my pa nie, maar soos die man hom vermom het hy op 'n stadium soos my pa gelyk, en die spelers het hom maar weg, maar gelukkig het van die ander ouers goed gekom en sê, nee, wel, jy verstaan nie, ons ken hierdie man. Maar in elk geval, help mekaar, help jy speel in die finaal. En toe daai manne, daai perde aangestap kom, hy bulle, om haar op te draf, sit ons daar langs op die paviljoen, jy kyk na hierdie span, top of the range span. Hierdie is 'n monster van 'n span. Soos toe die Cheetahs die bulle in 2005 op Loftus in die Currie finaal gespeel het. Dis op papier die span wat hy verwoes wat voor hom kom. Hulle het sterre in daai span. Hulle is amper almal sterre.
Daai man is 'n beenhare, Christo. Daai man het lyk soos ooms. Ek wil nou sê nee, julle moet hierdie ouens se ID's check. Hierdie ouens is te oud vir hierdie vir skoolrappie. Ek meen die man is 'n borshare klim uit. Daai baarde is blou man. Dis wille ouens man. En ek dacht nee, wel ek prys die Here ek het daar op die seeveld gespeel. Ek weet nie in hierdie beere speel nie. Hierdie ouens is monsters. Hulle gaan jou seermaak. Maar weet julle manne, ons gaan op daai toer. Ja, daai help mekaar span in daai finaal wat hulle speel op daai Florida Rugby dag. Voor halftyd te stop hulle die game. Toe is hulle so ver voor. Beste forward, beste agterspeler, meeste drie gedruk. Noem dit. Hulle kry amper al die trofees. Jy weet, jy wil nou eintlik na hulle game gaan en 'n handtekening vir daai ou gaan Franse eers kan. Ek het net jou handtekening kry nie want ek wil ook eendag soos jy kan rugby speel. Yes, en hulle het so groot vaskopste daar. Hy lyk soos 'n Japanees en ek het toe later gehoor sy naam is Jap of hulle noem hom Jap. En dit was ook Gerald Hilton ek dink was sy naam. En ek het hom so gekyk, so swart kop my, soos 'n groot sumo wrestler gelyk vir my. Ek dacht nee, teen jou wil ek nooit skram, jy gaan my seermaak. Maar wie op daai toer in Stellenbosch toe, hierdie coaches in ons invest, en Boris vir ons sê, manne, julle het nie goed begin hierdie jaar nie, maar julle gaan goed eindig, julle gaan sterk eindig. En jy hoor hom, maar jy hoor hom ook nie. En hy het naderhand vir my gesê, Freka, jy gaan ouens uit hulle talks uitskram. En hy het bietjie gevat, bietjie gedrink en so, en dink ek, meneer, jy het hard gevat gisterand, jy het 'n babbelas, jy moet nie sulke goed sê nie. En dan sê hy vir my, jy gaan, hy sê vir my, hy sê, ouens gaan voor die game, maagwerkings begin ontwikkel, omdat hulle bang gaan wees om teen jou te skram. En dink ek, ja, meneer, geef my ook bietjie van daai brandewyn, want yes, dis goeie goed daai. En wie ene manne, daai het ons begin drill. Ek onthou ons 'n ou skrammasjien gehad, hy klippe op hy skrammasjien, ons om die veld skram, en plaas 100 skrams, ek dink dit was Dinsdag of Woensdag, maar daai man vir ons gedrill, en rook hy amper 'n pakkie 30 sigarette op. Ek onthou nog Lexington. En dan sit jy nou, daai tyd, ek ook nou al begin rook, jy weet, van ons in die span, jy weet, dan dink jy, jy's 'n longe van jou klap hande, hy soek ook nou 'n bietjie nikotien, maar wat ek vir julle wil sê, is hierdie ou het ons begin drill, en hierdie ou het dit reg gekry dat ons 'n span word, hierdie ou het dit reg gekry dat ons in mekaar glo, hierdie ou het dit reg gekry dat ons mekaar cover, bedek, omdat ons mekaar lief is, hierdie aardse coach het dit reg gekry, om op daai toer in Stellenbosch is Brendan Venter, wat ook in die 1995 wêreldbeker gespeel het, betrokke was nou onlangs nog by die Bokke, ek weet hy is by die WP ook betrokke, mediese dokter, wat van laerskool af, van onder 9 af het ek en Brendan saam gespeel. Brendan was altyd 'n skramskakel geweest, maar op daai toer is hy die tweede skramskakel, want een van die manne, Stefan Swanepoel van die vorige jaar, hy is daai jaar, is ook nog daar, en hy was die vorige jaar die skramskakel. So Brendan is eintlik ons kameraman op daai toer. Hy is ons reserve skramskakel. Maar agter die kamera sien Boris, ons coach, 'n Springbok center. 'n wêreldbeker Springbok center. Hy sien 'n Springbok center en hy vat daai Brendan Venter en hy maak hom 'n center. En daai jaar daarna toe speel Brendan vir die SA skole saam James Bond in sy matriekjaar. En die res is geskiedenis. Wat ek vir jou vandag probeer sê is, 'n aardse coach kry dit reg. Ons verloor in ons beginwedstryde teen skole soos Noordheuwel. Ons moet weer uitspeel in die Wesrand trofee of in die liga. En daar wen ons. En is 'n vakansie wat kom en dan na daai vakansie moet ons daai gevreesde help mekaar span speel. Nou manne, soos ek sê, dis 'n vakansie en Boris hulle vat ons Mzini toe daar in Natal, daar teen die kus. Een van die spanmaats Anton Swart se paal het 'n gastehuis daar gehad en ons gaan soen toe. En ons oefen daar op 'n perdespringbaan en op die strand. En hy man roer ons, hy drill ons. Hy sê vir ons, soos Kitschkis die in 95 vir die Bokke gesê het in die All Blacks in die finaal, julle gaan nie hierdie ouens wen met talent nie. Hierdie ouens het baie talent. Hierdie ouens is 'n riller van 'n span. Julle gaan hierdie ouens wen as julle fikser is as hulle. En dis wat Boris sê, ons fit, ons was fiks. Maar meeste van alles, ons was 'n span, ons was een, ons was solid. En ons kan lank praat oor eenheid, maar ek wil afsluit. Manne, toe ons weer sien, toe speel ons daai helpies. Op Sterro Park in Johannesburg. Ek dink daar was so 15,000 mense. Al die koerant sportkenners sê, geen manier dat Monas hierdie game kan wen nie. Hulle is nie wit pille nie, hulle is groen. Hulle gaan nie hierdie ouens gaan hulle hard stamp. Helpies het hulle sokkie gereël al daai aand. Maar ek wil sê daai week voor daai game,
my girl wat ek op daai stadium gehad het, dan sit ek langs aan, dan lyk sy soos Jap. Want ek sien net vir Jap, ek soek net vir Jap, waar's Jap? Ek gee vir my vir Jap, want ek wil vir Jap breek. Want ek weet as ek vir Jap breek, gaan almal weet wie hierdie vreek vermaak jong opkomende loskopstit van Monument. En so ek slaap Jap, ek eet Jap, ek saam hom in die kosies. Die res van ons staan met 8 vriende en die meisies en goed is op veldskool. Hulle is veldskool toe. Na kom ons ek sal nooit vergeet, ons kom in die kleedkamer en ons captain Karel Danjouberg, ons staan so man, dit is of ek nou nog hy deep kan ryk man. Ons staan so in 'n kring, ons hou mekaar vas en die trane loop en die sweet loop en so ek sê dis deep en dis hoog man. En hy man vra as julle reg boys, ons Cappy. En ons sê ja. Hy sê as julle reg boys, ons sê ja. En hy begin net aan en hy begin harde skree. En ek is so mal, ek wil dadelik in die muur hardloop. Ek soek net vir Jap, waar's Jap? Ek wil Jap nou hê. En yes boys, ek sê vir julle, toe ons daar opdraf, toe ons kontak maak, toe weet ek ons gaan hierdie game hê. Toe weet ek ons nie 'n manier dat ons hierdie game gaan verloor nie. En weet julle wat? Hulle stuur toe eers 'n ander kragkas op die veld om my moeg te skram en dan gaan Jap opkom. Want toe's Jap nie op die veld nie en ek wil hom sommer gestamp het en los, ek weet sommer so as ons by mekaar kom by die afskop. En blykbaar Jap toe nou na die tyd hoor ons het hy maagwerkings ontwikkel. Ja, ek hierdie video, want ek is besig met my 1 cent storie, ons dokumentêr, wat binne die volgende paar weke gaan jy gaan begin kyk daarna, het gaan in 'n reeks wees, maar ek het die video gekry van daai game, en jy kan sien hoe ek 'n man uit sy talks uitskram, want my coach het dan gesê ek gaan dit doen. En wragtig, dis nie 2, 3, 4 skrams nie, toe moet daai kragkas afgaan en toe kom Jap op, en toe brul dit, want almal in Kreeusdorp weet, Vreekas soek vir Jap. En hier kom Jap op, en ek moet vir julle sê, ek het vir Jap daai dag geskram dat hy knor. En ja manne, ek sien die Zoom meeting nou afgegaan, ek is nou oor die tyd, maar ek gaan nou aan hier op die pot gooi, en op die radio, en manne, daai ou, het ek weet nie, dit was so iets om te beleef, toe die eindvletjie blaas, toe wen ons daai game 19-6, en Brendan Venter het 'n briljante 3 gedruk. Hy en Johnny Asher was 'n bekende senterpaar, 'n gevreesde senterpaar. En wie 'n manne toe daai eindvletjie blaas en ons val op ons knie en ons huil en ons is bly en almal in Kreeusdorp juig. En die grootste rugby-kenners wat gesê het, hulle het geen kans om te wen nie, moes stil bly. Moes stil bly en sê ons was verkeerd. Want dis die enigste manier is wat ek baie vir underdogs in die lewe wat ek coach. Die enigste way om iemand verkeerd te bewys is jy moet gaan en jy moet hulle verkeerd bewys deur te gaan wen. En wie julle, ons het daai game gewen, en pappas wat my nooit naby hulle dogters sou toelaat nie, hulle nooi is om te kom braai, want jou is ewe skielik die talk of the town, jy is nou die hero. Ja, en dis my underdog storie wat baie naby my hart is. Maar die underdog storie van my lewe wat vir my die kosbaarste is toe ek meer as 19 jaar terug een aand in 'n kamer opeindig. En 'n kleedkamer is van waar die eindvletjie van my lewe gaan blaas. En wat gaan die tellbord sê? Het ek gewen of het ek verloor? Op daai stadium, soos Boeta Anthony in die begin gesê het, ek gaan nog my getuienis met julle manne deel, maar ek kan vir jou sê, ek was betrokke in die misdaadwêreld, ek was verslaaf van dwelms, noem dit, ek wat 'n springbok moes word, ek wat saam met Brendan en James Small vir die bokke moes speel, het 'n dwelmverslaafde geword, het 'n krimineel geword, nadat ek 'n polisieman was vir soveel jare in my lewe in Johannesburg, en het my passie was, om misdadigers te jag, soos bokke, ek was op 'n span, ons het bekend gestaan, as 'n jagspan, ons het misdadigers gaan jag, soos jy 'n bok jag, en ons het baie sukses gehad, en die volgende oomblik word ek gejag, toe is ek die prooi van die polisie, en so ek eindig op een aand in my kamer, en ek sak op my knie, en ek ervaar, ek is besig om te sterf, en ek is nie reg om te sterf nie, ek is nie reg, toe as Karel daai aand moes in die kleedkamer wees, en jy weet, ek kon op daai stadium die dood ryk. Ek was in my lewe nog nooit so bang nie, ek het besef ek is besig om te sterf, ek was so hoog op drank, en dwelms, verslaaf aan drugs en dwelms, drugs en alcohol, dat ek net geweet het, that's it, dit is die einde. Weet julle, ek het absoluut net vir die Here naam geroep, en die woord sê, die wat na die Here roep sal gered word.
Op die grootste oomblik van my lewe as 'n underdog, daai tyd, maar die kanse was dat ek dit sou maak, was niks. Niemand het my meer 'n kans gegee nie. Almal het gedink, of hy gaan nou sterf, of hy gaan in die tronk opeindig en daar gaan hy sterf. Maar weet julle wat, die grootste underdog wat nog ooit op hierdie aarde geloop het, Jesus Christus, stap daai aand in my lewe. En ek kom vat die grootste underdog na hom wat ek geken het, myself. Want wie het nou, hoe kan jy sê Jesus was 'n underdog, Freka? Hoe kan jy dit sê? Weet jy, die woord sê, sy eie mense het hom verag. Hulle het op hom neergesien. Hulle het hom nie 'n kans gegee nie. Wie het gedink hy gaan opstaan? Wie het gedink hy gaan opstaan uit die graf uit? Maar hy het opgestaan. Hy het die dood oorwin. Hy het die vyand baas geraak. Hy het die dood baas geraak. Hy het oorwin. En ek sê vandag vir jou, Boeta, Jesus Christus is vir jou, nie teen jou nie. En as jy Jesus Christus, die Heilige Gees van God, jou persoonlike coach maak, jou afrigter maak, want dis wat met my daai aand gebeur het. Ek het myself verontmoedig voor God. Dawid sê in Psalm 51, en die Boodskap Bybel sê dit so mooi, hy sê, daar's een ding wat God nooit sal wegwys nie, is 'n man wat laag voor hom buig, en wat sê ek is jammer. God sal nie so offer wegwys nie. En dit is wat ek daai aand gedoen het, man, ek was op my knieë voor God in 'n kamer, waar die dood kom klop het om my te vat, en die loon van die sonde is die dood. Ek het verdien om te sterf, ek het verdien om hel toe te gaan, want dit is die lewe wat ek gekies het, die keuses wat ek gemaak het. Al het ek myself 'n Christen genoem, toe die dood daai aand klop, toe weet ek is op pad hel toe. En die vrees wat my gepak het, die vrees dat ek het misluk, ek het nie by dit uitgekom, wat God vir my beplan het nie, want sy gedagte, sy droom vir my lewe, was 'n hoopvolle toekoms, nie onheil nie, vrede. En ek het nie by hierdie goed uitgekom nie, en ek het nie vir God geken, ek het van hom gehoor en van hom geweet, maar daai aand, toe ontmoet ek die grootste, passievolle, liefhebber van 'n underdog. Die een wat sê, gee hom vir my, julle kan hom afskryf, gee haar vir my, julle kan haar afskryf, ek sal, soos Dawid sê, en daai aand het God sy rug gebuig, en my daai put van vernietiging, waar ek myself bevind, ek kom optel. Luister mooi, God almagtig by sy rug, na die morsig van die morsigste mense wat ek geken het myself, en hy kom tel my op uit die put uit, en hy sit my voete, want ek wil vir jou vandag sê, moenie ophou roep nie, moenie ophou roep vir jou geliefdes nie, moenie ophou roep vir jou kinders nie, moenie ophou roep nie, moenie ophou roep nie, God hoor jou, God gaan opdraf, God gaan sy rug buig, en hulle maar net weer eens optel. Wat is God se karakter? Hy is 'n liefdevolle Vader, hy doen dit, sy hart is om verlore siele te red, verlore seuns, dat hulle sal huis toe kom en dogters. En dan, hy vat jou soos jy is, met alles, die Afrikaanse woord voetstoots, word baie in kontrakte gebruik. Hulle voetstoots, die verklaar in 'n woordeboek, of die woord word verklaar, voetstoots, as iets wat jy vat, soos dit voor jou voete lê. Dit wat jy sien is stikkend, en dit wat jy nie kan sien is stikkend nie. Jy vat dit so, en jy is niks waarborg nie, en geen waarborg nie. En dis hoe God ons vat, voetstoots. Soos hy voor sy voete lê, hy vat jou so, maar prys sy heilige naam, hy los jou nie so nie. Hy verander jou, hy maak jou nuut. Ja, ek kan nog nie op water loop nie. Ja, ek is nie volmaak nie, ek is nog onder konstruksie, maar prys sy heilige naam, prys die Here man, loof die koning, ek is nie meer daai man wat ek was nie, want daai aand, toe stap die Here Jesus in my lewe, en hy kom ruk my soos brandhout uit die vuur uit, en hy blaas sy gees in my in, en hy sit 'n nuwe lied in my hart, how great is our God, hoe groot is ons God, en hy sit my vas, hy maak my voete vas op die rots. Ek sê baie vir die manne in die tronke, en vrouens, ek sê man, laat God toe om met jou af te show, laat God toe, hy wil jou in sy showcase sit, hy wil met jou afshow, hy wil vir die wêreld wys deur jou, dat hy God is, laat hom toe om jou te verander. Jy gaan nie jou vrou verander, jy gaan nie ander mense verander nie, al wat jy kan doen is laat God jou verander, en laat mense na jou kyk en sê, waarlik, hoe groot is ons God, kyk, soos die woord sê, baie sal sien wat God vir jou gedoen het, en nog steeds doen, en hulle sal God vrees, en hulle sal hom tot hom bekeer, want hulle sal weet, daar's geen ander manier, dat hierdie man kon verander nie. So, ek wil afsluit met hierdie woorde. Daai aand was ek in die grootste underdog kleedkamer van my lewe, toe die dood kom klop het. Daar was 'n doodsreuk, maar toe die koning instap, toe is daar 'n reuk van lewe. Jesus Christus is die weg, die waarheid en die lewe. En jy kan alles probeer, daar's geen manier, behalwe Jesus Christus,
om by die Vader uit te kom nie. Dis net deur hom. Ek praat nie vanoggend godsdienst nie, ek wil nie godsdienstig klink nie, ek praat waarheid, want dis wat ek wil ken. Want as jy die waarheid ken, sal jy vry wees. En die waarheid het 'n naam. Die naam van die waarheid is Jesus Christus, die Seun van die lewende God. En die Heilige Gees het my oortuig dat Jesus Christus die Here is. Jy kan hop, jy kan spring, ek het vir 'n paar jaar terug ook vir 'n vriend van my, Jacques van Rooyen, na in die Kaap gesê, hy is ook al huis toe. Vir hom eendag gesê, hy sê, Freka, is daar geen manier dat ek jou, as iemand by jou kom en sê, daar is nie 'n God nie. Ek sê, Boeta, ek het te veel gesien en beleef. Jy gaan my nie kan oortuig dat daar nie God is nie. En jy gaan my nie kan oortuig dat hy die God van die underdog is nie. So ek weet nie vandag waar is jy in jou lewe tans nie. Ek weet nie wat se giants face jy nou nie. Ek kan vir jou een ding sê, kom in jou binnekamer, laat die Heilige Gees toe om jou af te rig, laat God toe om jou nuut te maak, om jou te vernuwe. Jy weet, jy kan almal om jou voel. Jy kan hoogheilig lyk en klink, maar dit wat jy in die geheim doen, dis wat God sien. Want sonde het krag as jy hom in die geheim doen. As hy in die lig kom, het hy nie krag nie. So ek wil jou bemoedig vandag, en ek wil in jou lewe invest as 'n coach oor die jare wat deur God se genade onder underdogs in die lewe kan werk. Mense wat almal afskryf, mense niemand 'n kans gee nie, en sê hy kan nie, hy's net sy pa, hy sal in die tronk doodgaan, hy's soos popcorn in en uit. Ek wil vandag vir jou sê, dis nie die waarheid nie. God het 'n plan met jou lewe, God is lief vir jou. God wil nie hê, die woord sê, geen behaag daarin dat die goddelose moet sterf en moet doodgaan nie. Maar dat hy moet bekeer en moet lewe. So as jy vandag sy stem hoor, nie my stem nie, en jy vind jouself in daai underdog kleedkamer. As mense vandag moet geld neersit, moet bed, dan moet gebed word, soos met Dawid en Goliat. Ek glo, en ons en my Monas, my span van my en helpies, die mense, die meerderheid het hulle geld op help mekaar gesit. Ek dink hy Filistyne het hulle so onder mekaar gebed het gesê, daar's nie manier dat hierdie youngster, hierdie perd kan hierdie Goliat kan beklei nie. Kan nie eens naby hom kom nie. Maar hulle moes hardloop en vlug. As vandag geld moet neergesit word, dat jy dit gaan maak, wat is die odds? Gaan jy dit maak? Jy is die enigste wat dit kan antwoord, nie ek nie. Het Kiets Christie het vir die bokke in 1995 'n gedig gegee, en dis wat die ouens gesê het vir mekaar. Jy kan almal om jou voel, maar jy kan nie die persoon in die spieël voel nie. En ek kom dan my jare wat ek verslaaf was aan dwelms en so verlore was, dan kyk ek vir myself party aan in die spieël as ek badkamer toe gaan en sê ek vir myself, hoe het jy hier opgeëindig? So wat ook al die Goliat is wat jou vandag bespot vanoggend, of vandag, of wanneer jy na die potgooi luister. Ek wil vandag vir jou sê, jy het 'n God wat presies weet wat jy deurgaan. Hy het dit deurgegaan. Hulle het gesê, hulle sal tot die dood by hom bly weggehardloop. Hulle het hom verraai, hulle het hom verloon, hulle het gesê, hulle ken hom nie, vra vir Petrus. Maar weet jy wat, nou Jesus uit hy underdog kleedkamer uitgedraf uit graf uit, toe hy opgestaan het, ek sê getuie dat hy lewe, my getuienis getuig dat hy 'n lewende, waaragtige God is, dat hy geweldig is in die stryd, dat hy het die vyand baas geraak, hy het sonde uitgeklee, alles oorwin, maar die dood, hy is die ultimate warrior, as ek dit so kan stel met alle respek. Hy is die grootste wêreldkampioen van almal. Daar's niemand wat hom kan touch nie. Wie is dan nou beter om jou te leer? Wie is dan nou beter om jou af te rig? En dan bring hy vir ons geleenthede soos manne van die woord Zoom, om in jou lewe te belê, en vir jou te sê, jy is beter as wat jy dink jy is. Maar al wat jy moet doen is, jy moet na hom toe kom, en jy verontmoedig vir hom, en sê, Here, ek kan nie so aangaan nie. Weet jy wat, ons wil sien, as 'n ou ophou drink, en hy hou op rook, en hy hou op vloek, dan dink ons, ja, hy het nou tot bekering gekom. Daar is borsluise wat afval. Maar wanneer die Here jou, wat ek nou gesê het, as die Here jou 'n vrou en kinders gee, en jy as pa weet jou, een van die grootste goed, wat God van jou verwag is, om 'n plek van veiligheid vir hulle te skep. Jy moet 'n plek van veiligheid skep vir jou vrou en kinders, en dis 'n plek, nie met hoë sekuriteitshekke en drade en elektrische dade en wagte en pitbulls nie, en alarmstelsels nie. 'n Plek van veiligheid vir 'n mamma en kinders is 'n plek waar daar vrede is.
So, miskien is jy agter op die tellbord. Miskien is dit so jou huwelik agter op die tellbord, jou besigheid, jou gesondheid, jou wat ook al vanmôre is. Die eindvlek het nog nie geblaas nie. Miskien is dit tyd dat jy 'n bietjie halftyd vat en net sê, Here, hierdie eerste helfte was rof, ek was agter, wat moet ek nou maak vir die tweede helfte? En dis hoekom ons manne van die woord in die oggende begin, en ons kry die getuienisse, manne wat sê hulle was geestelik dood, manne wat sê hulle het maar net in die bondel rondgehardloop, hulle was verdwaal, hulle het voel God sien hulle nie meer raak, hulle is nie meer belangrik nie. En God het sy asem weer in hulle kom inblaas. En kom sê, luister my seun, of my meisiekind, ek is nie klaar met jou nie. Dis nie oor totdat ek gesê dit is oor nie. So sluit jou oë, moenie nou as jy bestuur jou oë sluit nie, maar as jy bid saam met hierdie gebed, as jy vanoggend sien jy is agter op die tellbord, en as die eindvlek jy nou moet plaas, gaan die tellbord sê jy het verloor. Jy weet jy gaan nie sterk eindig nie. Dit is nooit te laat om te verander nie. Dit is nooit te laat om te verander. Al is jy hulle oupa, dat hulle eendag op jou grafsteen gaan sit. Hierdie pa, hierdie oupa, hierdie boeta, hierdie sissa, hierdie mamma, hierdie kind van my het sterk geëindig. Hoekom? Want hy het in Christus gesterwe. Hy het in Christus gesterwe. Nie goed begin nie, maar sterk geëindig deur die genade van die Here. Bid saam met hierdie gebed. Sê Vader, baie dankie dat U my so lief gehad het. Dat U U enige gebore seun Jesus Christus vir my gegee het. Dit was liefde wat gemaak het dat U Uself vir my kom gee het. Dankie dat U bereid was om te word wat U die meeste haat. Sonde vir my aan die kruis. Ek wil vra dat U my vanmôre sal kom skoon was. My sal kom reinig. Ek wil vandag myself vergewe vir wat ek aan myself gedoen het en aan ander mense. Ek wil myself vryspreek en myself seën. Ek wil ook almal vergewe wat my gijslaar hou. Ek wil hulle vryspreek, Here. Ek wil hulle seën. Hulle gaan my nie langer terughou in die lewe nie. Ek kies vandag om te vergewe. Ek kies vandag om te vergeet wat agter my is en om my uit te strek na wat voor my is. Vader, vergewe my asseblief my sondes, reinig my nou, was my skoon, onsondig my, Here. Kom maak my vry, kom maak my nuut. Gee my 'n nuwe hart, 'n hart van vlees. En kom stort U Gees in my uit, kom blaas U Gees in my in, die Heilige Gees. Gees van vrede, blydskap en geregtigheid. Kom woon in my, Here. Here Jesus, ek neem U nou aan as my Here en my Verlosser. Kom maak my nou die mens wat U gedroom het ek moet wees. Heilige Gees, ek gee U nou toestemming om beheer te vat van my lewe en om my af te rig en my te bou, om die kampioen te word wat U my geroep het om te wees. Dat ek saam met U kan heers. En baie dankie dat ek vandag kan ontdek wie ek is in Christus. Vandag is ek nie langer 'n weeskind nie. Ek is nie langer 'n underdog nie. Die mense kan op my neerkyk, maar die God van die underdog, Jesus Christus, het gekom en my kom nuut maak. My kom aanvaar, kom aanneem as sy kind. Deur sy gees van aanneming. En daarom is ek nie meer 'n weeskind nie. Ek is nie meer 'n verloorder nie. Ek is nie meer 'n slagoffer nie. Maar U neem my vandag aan as U kind en ek kan myself 'n kind van God noem. En ek kan U my Papa Vader noem. Dankie Here, dankie dat U my aangeneem het en dat ek U kon aanneem en dat ons 'n persoonlike liefdesverhouding vandag kan begin. 'n Papa-seun verhouding, 'n papa-dogter verhouding, maar ook 'n coach en 'n span wat saam met ons coach speel, wat saamwerk, wat meer as oorwinnaars is, wat die kop is en nie die stert nie, wat boontoe gaan en nie ondertoe nie. Baie dankie, Vader, vir U liefde en U genade. Ons eer U, ons aanbid U in Jesus se naam. Amen. Basraak Webradio op www.basraak.tv